Môre sê woensdagoggend kuiertyd. Die vakansie wat verby is, het ons die voorreg gehad om ons 4 kleindogters gelyktydig by ons te hê. Wat 'n vreugde was dit nie. En om hulle besig te hou, het ons baie aktiwiteite gekies. Een daarvan die bou van legkaarte. Elkeen het op 'n stadium slegs 1 legkaartstuk in die hand. Ek en ouma, ons ken hierdie legkaart letterlik uit ons kop uit. So ons weet presies waar elkeen van hierdie stukke moet gaan. Die interessante is, dan vat hulle 'n stukkie en kyk so, en hulle is heilig oortuig, hierdie stukkie gaan hier kom. En of oupa en ouma nou sê, Sissa, hy gaan nie daar pas nie. Hulle wil hom inforceer, en hulle probeer letterlik om inforceer. Totdat hulle besef, hy pas nie hier nie. En dis waar van my, van jou, van ons elkeen se lewens. Ons leef die legkaart van ons lewe. Dag vir dag, 1 stukkie op 'n slag in die hand. Die een wat die geheel beeld het van my en jou lewenslegkaart is en bly die Here. 1 Korinte 13 vers 12 sê nogal iets hieroor. Nou kyk ons in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek en jy net gedeeltelik, maar eendag sal ons ten volle ken, soos God my ten volle ken. As ek en jy na ons lewe kyk nou, sien ons die enkel stukkie. Maak vir ons dalk nie sin nou, in die konteks van wat kan wees nie. Maar hierdie beeld het slegs die Here. Slegs die Here ken die dag van môre. Kom ons wees prakties. Ek en Mariaan se jongste het in sy loopbaan kosbare werkservaring opgedoen, maar hy was gestasioneer op baie klein plekkies. As jong man het hy geen kontak gehad met sy portiergroep nie. En ons kon sien hy is besig om te vereensaam, en die behoefte wat hy het om 'n maat te hê, om iemand te hê om die lewe mee te deel, het net sterker geword. Toe word hy verplaas Ellisras toe. In vergelyking met die plekke waar hy was, is Ellisras groot. En ons sê, Here, die volgende legkaartstuk, sy ma, die een wat hy so nodig het, wag vir hom op Ellisras. En dit moet nou gebeur. En kom ons wees eerlik, soos die tyd verloop het, het ek en Mariaan ongeduldig geraak. Here, ons verstaan nie. Hy is nou op 'n groot plek. Hoekom gebeur dit nie? Maar ja, met die stukkie wat ons gehad het, het ons nie besef, die Here se plan was reeds in plek nie. Die November wat kom, sou daar 'n troue wees. Op daai troue sou die mooiste nooi van Potchefstroom wees. Hulle sou mekaar daar ontmoet. En dit sou sy lewensmaat word. En die volgende legkaartstuk, hulle eersteling, die word verwag, Januarie wat kom. Maar ek en Mariaan, met die raaiselagtige beeld van vandag, die hier en die nou, ons het nie die Here se plan geken vir sy lewe, vir hulle lewe nie. Al wat ons kon doen, was om te vertrou, en te sê, Here, U weet beter. Al voel ons, die tyd is nou, al voel ons die volgende stukkie is hier, as dit nie is nie, dan weet U beter. En dit is moeilik om daarmee vrede te maak, maar die Here het die voorreg, as die een wat alles weet, om vir my en jou te sê, laat dit in my hande, en ek sal vir jou kinders, vir jou situasie sorg. Here, om mens te wees, is inderdaad om 1 legkaartstuk van my lewe op 'n slag in die hand te hê. En Here, dis moeilik. Dit maak dit vir my moeilik. Ek wil so graag die geheelbeeld sien. Ek wil so graag weet, wat sal die volgende stuk wees, waar pas hy? Maar die Here, dis my nie beskore nie. Maar Vader, gee vir my, deur die Gees, daardie kalmte en daardie vrede, die sekere wete, U is nie net in beheer van vandag nie. U ken die volledige legkaart van my lewe. U weet wat is nodig. U weet wanneer dit kom. U weet wat waar pas. Bring daardie vrede in my hart, Here. En mag ek U volkome vertrou vir my legkaart. Amen. Uitdaging vir die week.
Ek weet nie wat 'n legkaarstuk van jou lewe jy op hierdie oomblik in jou hand het nie. Ek weet nie of dit 'n stuk is waarmee jy stoei nie. Ek weet nie of dit 'n stuk is wat vir jou waarskynlik dan nie sin maak nie. Ek weet nie of jy op die oomblik 'n smagting het na die volgende stuk, die ontbrekende stuk. En dat jy ook die frustrasie het van Here, ek wag nou al hoe lank, wanneer? Al wat ek vanoggend vir jou kan sê, die gedeelte wat ons gelees het, 1 Korinte 13 vers 12, en uit ons eie lewe se praktiese ervaring, die Here ken die volledige prentjie. En soms verstaan ek en jy nie terwyl ons wag vir die volgende stuk nie. Maar wanneer dit gebeur, besef ons twee dinge. 1, dat die Here altyd in beheer was, en 2, dat sy tyd nie my tyd is nie. Mag jy hierdie week die legkaarstuk wat jy in jou hand het, mag jy rondom dit vrede vind, en mag jy daardie stille ervaring hê van God, die een wat ken, weet ook nou wat is vir my persoonlik die beste. 'n wonderlike week.